Hallo julle en baie welkom by nog 'n week se aanlyn diens. Hierdie laaste paar weke gesels ons bietjie oor die wapenrusting. En tot vandag toe was elke deel wat ons aangetrek het, iets wat ons fisies aangetrek het. Dit was skoene, 'n helm, 'n baadjie, 'n harnas, borsharnas. Alles wat ons aangetrek het, die gordel, was goeders wat ons aan ons liggame aansit. Maar vandag sin is baie cool, want dis ietsie wat jy saam met jou dra. Dis nie iets wat jy kan aantrek nie, maar wat jy saam met jou dra. Nou hierdie een is so cool, want 'n brandweerman het nie eintlik so iets nie. As ons nou kyk na 'n brandweerman, sy helm, sy baadjie, sy skoene, sy brandweerslang, sy alles wat hy het, is niks kan vergelyk met hierdie nie. En dis wat hierdie deel so cool maak, is die Here het geweet 'n brandweerman, sy grootste vyand is 'n vuur. Maar vir ons wat elke dag met mense te doen het, alhoewel ons elke dag sonde doen, en ons moet probeer om nie sonde te doen nie, is ons grootste vyand die bose gees binne ander mense. Dit is daai deel van jou hart wat nie die regte ding doen nie, wat nie doen wat God van hom vra nie. En dit is die bose gees binne mense. En dit is ons grootste vyand. En God is so slim, hy weet dat ek en jy moenie net onsself kan beskerm teen die vyand nie, maar ons moet ook die vyand kan terug aanval. Nou ek sê nie met ander mense aanval nie, maar God gee vir ons die skild van geloof. Jy sien, ek en jy, wanneer ons mense het wat na ons kant toe kom en hulle kom met goeders wat ons seermaak, wat lelik gesê word oor ons, of mense wat ons aanval, dan gee die Here vir ons geloof soos die skild. Hy wil hê ons moet die skild hê wat ons beskerm teen dit wat hulle doen. Al die goeders wat die vyand ons kant toe stuur, moet ons soos 'n skild ons geloof vashou. Ons moet glo dat die Here gaan daar wees vir ons en dat die Here ons gaan beskerm en dat die Here in die pad gaan staan van alles wat na ons kant toe kom. Maar saam met die skild kan dit ook gebruik word as 'n wapen. Dis nie net om ons te beskerm nie. Jy weet, ek dink aan Captain America of Wonder Woman en hoe hulle skild gebruik om mense weg te stamp of dit op iemand se voet neer te slaan of dit bo op iemand se kop. Jy weet, partykeer as iemand nie vir jou luister nie, dan wil jy hulle baie graag op die kop slaan. Nou dis hoe Captain America hulle maak. Hulle gebruik die skild as 'n wapen. En so sê die Here, ons moet die skild van geloof opneem, sodat ons kan glo dat die Here gaan intree vir ons. Ons hoef dit nie in ons eie hande te vat nie. Maar met geloof kom daar iets wat ons noem doen. Ek kan nie net glo die aartappels gaan opkom as ek nie aartappels plant nie. Saam met geloof moet ons ook doen. En so sê die Here, vat die skild van geloof, want hy gaan jou beskerm, maar ook, hy laat jou toe om jouself te beskerm. Ons kan die vyand wegstamp, wegstoot. En so, dit laat my dink aan die storie wat ons lees in Rigters 7, vers 1 tot 22, maar ek gaan vandag net vir julle vers 2 lees. Sê die Here vir Gideon, jy het te veel soldate by jou. As ek jou toelaat om met so baie soldate teen die Midianiete te veg, sal die Israeliete later spog dat hulle sterk genoeg was om op hulle eie die oorwinning te behaal. Nou as ons verder die storie van Gideon lees ons hoe die Here nie net Gideon vra om sy soldate te verminder 1 keer nie, maar hy vra Gideon om dit te verminder 2 keer. Op die ou end gaan Gideon oorlog toe met 300 mense. Nou, ek en jy, ons het nie regtig mee te doen met oorlog nie, maar kan jy dink, Suid-Afrika voer oorlog teen Amerika, 'n massiewe land van mense, daar's miljoene mense in Amerika. En kan jy dink dat Suid-Afrika gaan oorlog toe met hulle, met 300 mense? Ek dink nie, ek gaan glo, ons gaan wen nie. Maar Gideon se geloof is nie in die mense of in die getalle nie. Sy geloof is in die Here. Hy het sy skild van geloof opgetel en gegaan, ek weet, die Here gaan vir my sorg en die Here gaan intree vir my. En so gaan Gideon met net 300 mans oorlog toe en hulle wen die Israeliete. Nou, hierdie week, wanneer ek en jy elke dag in ons lewens ingaan, ons word wakker en ons maak klaar en dan begin ons dag. En ons gaan uit na die wêreld toe, daar waar ons vyande is, daar waar die vyand wag vir jou. Vat jou skild saam en hê geloof soos die skild. Glo dat, maak nie saak wat vandag gebeur nie, die Here is saam met jou. Maak nie saak wie lelik is met jou nie, wat enigiemand van jou sê nie, die Here is met jou. En daarom sal jy okay wees. So hierdie week, neem julle skild op, vat julle skild en weet dat julle geloof moet soos die skild wees.
Hy geloof hierdie hele week dat die Here sal intree en dat hy sterk genoeg is om saam met jou deur enigiets te gaan wat ook al jy mag deurgaan. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat ons geloof sal hê soos 'n skild, dat dit ons sal kan beskerm, maar dat ons ook die vyand sal kan aanvat. Ek bid dit nie in my naam nie, maar in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n baie lekker week hê. Sien julle volgende week. Bye.